van pastoor Dini Pinaar, wat ek elke keer vergeet, ek wil haar elke keer 'n treur maak. En ons wil net vir die Here baie dankie sê. Ek wil gou terugvoering net doen oor my man, dit gaan met hom alright. Hy het geweldig pyn gehad gisteraand, hulle moes hom weer pynmedikasie toedien. Hulle het môre vroeg bloedoortapping gedoen as gevolg van die feit dat hy geweldig die wond drein baie. So dit is die update wat ek teenoor van hom gee. Ek wil oorgee aan pastoor Dini en Suster Dini gaan aan soos wat die Here jou lei. Ons was jare terug was ons saam jeuglede gewees en vanmôre staan ons nog steeds saam vir die werk van God. Be blessed. Goeiemôre. Ek hoop jy is so bly en opgewonde soos dit ek vanmôre is. Die Here is hier. Amen. En dis amazing om so saam met u te wees, as jy met my sê jy oorskakel, hoor. Hy is klaar op. As ek hoor, nou ek wil graag vir almal wat ingeskakel is, ver, naby, maak nie saak nie, ek wil vir almal vanmôre sê baie wel. My gebed vanmôre is, dat u vanmôre die hartklop van God gaan hoor. Amen. En as u vanmôre net gekom het om na my te luister, jammer jy gaan baie teleurgestel wees. Maar as jy vanmôre reg is om te hoor wat God sê deur die Heilige Gees, gaan jy gevoed gekleed vanmôre ja. Amen. En ek glo jou verwagting is reg vanmôre. Dis baie voorreg, ek wil sommer baie dankie nou ek sê vir die geleentheid, baie dankie Suster Gerda, pastoor Attie, dat jy my die geleentheid gee om hier te bedien. Dis vir my wonderlike voorreg. Ek is baie lief vir die woord, ek is lief vir die Here, ek is lief vir die kinders van die Here. Dis my groot voorreg om vanmôre die woord met julle deel. Kom ons gaan staan. Dan gaan ons open met gebed. Vader, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om te weet U is ons Vader. En Here, niks kan ons skei van die liefde van Christus vanmôre. Ek dank U, Here, al is ek hoe gebroken, kan dit niks aan U liefde van my vanmôre maak. Here, in hierdie wonderlike atmosfeer dat God aan my kant is, kan ek vanmôre na die troon van genade kom om op die regte tyd gehelp te word. En ons wil vir U sê, Here, baie welkom in ons midde vanmôre. Here, ek wil bid vir pastoor Attie wat lê daar in die ICU. Ek dank U, Here, dat U vanmôre by hom stil staan. Asseblief, Here. Dat U genesende krag van sy hoof tot sy voetstole vloei. Ek wil bid vanmôre elke inluisteraar, elkeen wat hier is. Here, ek dank U dat U hier is vanmôre om in ons behoeftes te voorsien. Na die rykdom van U genade. En U genade is genade op genade op genade. Dankie vir hierdie wonderlike môre waar ons in U teenwoordigheid kan sit. Word dan nou verheerlik, Here. In Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan heerlik ons lof en aanbidding na hom toe nou. Suster, gaan vir ons voorgaan.
omstandighede dat U ons liefhet. Dankie dat ons nou by die woord kan kom en aan die tafel kan kom sit. Here, ek wil bid vanmôre dat ons geopende harte sal hê om te hoor wat die Gees van die Here ons sê. Dankie vir U woord. Here, dankie vir die Heilige Gees. Heilige Gees, kom open die woord vir ons vanmôre, sodat ons U heerlikheid kan sien word verheerlik, Vader. En die gemeente sê amen. Ek kan die sitplek neem en ek wil hê U moet baie gemaklik wees. Ek is baie gemaklik met U. Miskien voel dit vir U vreemd, ek is miskien vir U vreemd. U is vir my vreemd, ek is vreemd, maar in die Gees is ons nie vreemd. Jy weet, dit is my so amazing, ek gaan nou vir jou oud is, ek vanmôre nie, ek weet nie om dat jy weet nie. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê, is as jy in jou menswees kan besef, dat Gees het nie 'n ouderdom nie. Amen. Het jy 95% die lewe gewen. Want dan sal jy nooit sê, ek voel nie so nie, of my gees is dit, of my gees voel so nie. God is Gees. En die wat God wil aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En as jy kom na God toe, moet jy kom met jou gees. En jou gees het die ouderdom vanmôre nie, jou gees is vernuwe, is deur geniet gemaak, jy is 'n nuwe skepsel, en jy is nie deur Christus Jesus. Daar wil ek met saam met my preek vanmôre. Jy kan maar sê amen en halleluja. Dis vir my wonderlik as jy saam met my preek. Maar vanmôre om die nagmaaltafel met u kuier en om die nagmaaltafel stil staan. Nou, ek Dion is die pastoorspaar in Valwater. Gelukkig is my man die presiderende pastoor en ek is net sy vrou. Dis vir ons 'n voorreg om daar te wees en ons is 38 jaar in die bediening. Nou ja, ons staan ook einde se kant toe. Weet jy hoe lank sal ons nog nie, ons kyk maar. Maar iets wat ek in die kerk gevind het, is dat dit die eerste en die enigste sakrament wat regtig verwaarloos word, is nagmaal. Dit het 'n ritueel geword. Ons slaan 'n tafeltjie op en ons sit die druiwesap neer en ons sit die brood neer. En dan Nuwe Testament nie. Maar die Nuwe Testament kom dan sê, ek het nie die wet weggevat nie, maar ek het gekom om die wet te vervul. En dan kom hy en sê, die hele wet hang aan. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. En weet wat ons probeer, dan soek ons wie ons naaste. Maar ons is Nuwe Testamentiese kerk. Hallo. Weet jy, ek sê vir jy, ek kan ure spandeer in die liggaam van Christus. Want ek is lief vir die woord en ek ken die woord. En as ek luister, wil jy op jou spraak verraai. Ek sê altyd vir my man, jy sal sien as ek in 'n vreemde geselskap kom, ek raak doodstil. Van alles wat hier aangaan, kom hier uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis 'n Nuwe Testament van liefde. En ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie tafel het hy voorberei omdat hy jou lief gehad het. En my lief het. En dan gaan hy verder, dan sê man so dikwels. En die kerk skiet so 'n bietjie kort daar. Ons het hom ingestel vir 1 keer 'n maand. Ons val alles in rituele in. Want die probleem is, ons is meer geïnteresseerd. Jy weet wat is vir my snaaks? Dis vir my so lekker om te kan preek Gerda vanmôre. Net as 'n pastoorsvrou ook. Jy weet, mense wil kom, dis beste vir my alles, dan na die tyd, dan het die salwing gevloei en die Here gevloei. Dan sal die tannie by my kom en sê, o suster, wat jy gesien, die tafeldoek hang skeef. En dan denk ek, Here, die tafeldoek. Ek het die tafeldoek gesien. Want jy sê, ons is so geïngestel met die ritueel, dat ons die persoon waarvan die ritueel gaan, totaal verloor. Wat is tot so as dit pas? Jy weet, jy met my man verskoon, ek is baie reg en alkohol is buit. Amen. Weet ons is baie programmetjies. En jy weet dan, by die programmetjie iewers te met die Here insluip.
Want jy weet, broer A moet nou opstaan, dan moet hy sy sê. En dan moet suster C hoes. En suster D moet nies. En as suster E haar hande geklap het uit ritme uit, is die hele diens omver. Maar Korintiërs kom en sê vir my, sê, hoe staan die saak, broers en susters, as julle dan by mekaar kom, het julle elkeen nie iets nie? Want jy sien, die probleem is, u kom vanmôre om te kom hoor wat ek sê, maar ek weet nie wat, ek het eintlik gekom om te hoor wat jy sê. Want jy sien, jy kom kerk toe met 'n voorskot aan. Want weet ek kom nie vanmôre God hier soek nie, want God woon in my. Ek bring God hier na toe. En ek sê vir jou sê nie, ek kom nie uit my perfectionist nie, ek kom uit my gebrokenheid en my afhanklikheid, maar hy woon deur die Heilige Gees in my. En wat gebeur eintlik by hierdie diens vanmôre? Vanmôre moet jy eintlik God kom tentoonstel in jou lewe. En om nie hier kom soek nie. Skus, ek praat maar uit my hart uit vanmôre, ek voel nie die Gees van die Here lei my so. Dis hoekom ons die dames kry by die graf met speserye. Hoekom? Gaan lees in Lukas, dan gaan lees jy wat gebeur by die graf. Die vrouens daag op met voorbereide speserye en hulle dink hulle gaan Jesus in die graf kry. En weet wat sê die engel waar daar staan? Hy sê, wie soek julle? Want wie julle hier soek, is nie hier nie. En weet wat vir my amazing, dan sê hy, onthou jy nie wat hy vir julle gesê het nie. Laat maar, wat het hy nou weer vir ons gesê? Hy het gesê, gaan wag in Galilea. Galilea beteken plek van restaurasie. Gaan wag daar vir my. As ek opgestaan het, sal ek weer aan julle verskyn. Dit was die opdrag. Ons sit vanmôre aan die tafel. Dan kom hy sê, hy is so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, hoor wat sê hy? Verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek vra jou vanmôre, hoe verkondig jy die dood as jou ledemate nog leef? Baie van ons het stil gestaan by die kruis. Ek sê vir u, regtig, ek verstaan, ons moet altyd plek maak vir Sondags om te kom, maar ek kan nie sien dat mense 20 jaar die Here ken, dat kniel hy nog uit as 'n sondaar nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Weet jy regtig, my seun, my jongste seun, is nou 39 jaar oud, nou kan jy sommer maak wat oud is ek. My jongste. Weet jy, ek nie elke het 39, nou 39 jaar, vra my elke jaar, ma, is ek ma se seun? Ma, is ek 'n pienaar? Ma, is ek ma se seun? Ek sê nie eendag gered is altyd gered nie, hoor. Jy moet nou nie die kind in die badwater reggooi. Maar ek vra jou, wanneer wil jy groei in jou kindskap? Tot 'n volwasse man, vrou in Christus Jesus. Want wanneer jy gesondig het, weet wat jy daarmee moet doen. Hy sê dan, hy sê nie ek verkondig dit nie, hy sê julle verkondig die dood van die Here totdat hy kom. So met ander woorde, as ek aan hierdie tafel sit, verkondig ek sy dood. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet op die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou ek kan baie teaching daaroor gee, maar ek wil nie vanmôre daarop ingaan nie. Ek wil vers 33 nog lees. Daarom, nie vreemdelinge nie, daarom my broeders,
Ekskuus, ek raak bewus dat jy goed wees. As julle dan saamkom om te eet, wag op mekaar. Ons probleem is, ons kan nie op mekaar wag nie. Dit is ons probleem. Want alles is instant. Man sê, noedels eet, ek gooi dit daar in 'n bakkie en ek gooi klomp water op. En ek beloof jou, ek stap net asblik toe en ek gooi die bakkie weg en ek tik maar roer die noedels en speserye en dan eet ek. Ek sê daarom, my broeders, as julle dan by mekaar kom, wag op mekaar. En dan het ons baie keer gelees en ons het hele tyd het ons daai woordspeling gelees wat hy sê, tot my nagedagtenis. Tot my gedagtenis. Tot my gedagtenis. En ek wil vanmôre jou gedagtes wakker maak van wie hierdie tafel is. Lekker hier my tafel gedek, want ek wil nou nie mors op julle tafel. Lekker hier my pad saam stap, ek wil jou nie lank hou nie. Maar ek wil jou laat wegspring by 'n dogtertjie wat die slim geleerde mense sê, sy was tussen 13, 15 of 17 jaar, toe die engel aan haar verskyn het en haar gesê, jy sal 'n seun baar, en neem hom Jesus. Ek kan my nie indink nie, ek kan nie dink, kom ons sê maar sy was 15 jaar. Jy is 15 jaar oud en die engel verskyn aan jou en hy sê jy gaan swanger wees en jy gaan 'n seun baar. Kan jy die vrees daai en hy gaan die redder wees? So dit is hoe hy kom. En dan, wat gebeur dan? Dan word hy gebore, maar die beste van alles, daar is nie 'n babakamer vir hom reggemaak. Niks. Ek weet as ons nou in hierdie fisiese lewe kyk, en ons sien 'n mamma is al hier by 6 maande, daar's nog nie 'n babakamer nie. Ek weet nie hoe voel u nie, dan voel vir my, Here, ek moet haar seker help. Want sy 6 maande nou al is, dan moet haar seker aan my haar babakamer. Geen babakamer. Hy word in 'n stal gebore. Niemand verwag hom. Niemand. Die koning wil met hy moet sterf. En hy vlug. Sy ouers vat hom en hulle vlug Egipte toe. Nou as ek is baie lief vir die skadubeelde van die skrif van die Ou Testament, want jy kan die Ou Testament reg deurtrek, Nuwe Testament en Nuwe Testament, Ou Testament toe. Ek is verskriklik lief vir die skadubeelde. En die skadubeeld moes wees dat jy moet uit slawerny uit Egipte uitkom en jy moet weer ingaan in die beloofde land. En Jesus vervul die eerste profesie. Sy ouers vat hom Egipte toe. En na tydperk kom hy uit Egipte en hy gaan terug na die beloofde land waar hy is. Mooi skadubeeld. Dis profesie. Ek wil profeties vir jou breek wat by die nagmaaltafel gebeur. En dan sien ons hy wandel op aarde en ons sien dat hy glad nie, hy het nie 'n leerplek nie. Daar's niemand wat vir hom sorg. Maar sorg vir hom. Hulle sê sy wyn suiker. En hulle sê, ag, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Want sy pa is nie geskryf. Ek wil hier met jou in die prentjie insien vanmôre. Want die vyand kan so maklik kom en sê, jy is nie water genoeg om hierdie tafel te sit. Hy is bekend met waar jy gaan en wie jy is. Dus ook vir jou tafel voorberei. Want ek geweet, jy is nie volmaak nie, hy is die volmaakte. En ons sien, hy gaan hier so moeilike tyd in die disciples, en het roei en het stoei. En ons sien daar die vrou,
wat by die put sit en sy besef nie, maar sy staan by die fontein van lewe nie, en sy soek net 'n skepding. Miskien skep vir jou, jy soek net vanmôre in jou lewe oplossing vir jou probleem, jy soek 'n skepding, jy staan vanmôre by die fontein van lewe. Jy is die skepter. God wil jou gebruik om te skep. Hou op om skepgoed te soek. God wil jou gebruik. Ag, en ons sien al hierdie goed wat gebeur, en dan sien ons, dit kom al hoe nader na die kruis. En wat gebeur voordat by kruis toe gaan, toe hy die tafel bestel, toe roep hy vir Petrus en Johannes. Hy sê, gaan, kry vir my 'n vertrek, en berei vir ons 'n tafel voor. En dit lees in die evangelies. Matteus, Markus, Johannes, Lukas, die evangelies kan lees daar. En dan gaan hulle berei 'n vertrek voor. En weet wat vir my amazing? Jesus is nie besig met wat hy nog moet doen nie. Hy is besig met sy passie, sy liefde vir die kerk. Die Bybel sê, toe hulle kom, toe Jesus hulle voete gewas. Nou ek wil jou net bietjie, as jy net voete was vandag, is nie 'n vreeslike issue nie. Ek praat nie of jy moet of jy nie moet nie, dis nou nie wat ek sê nie. Ek wil vir jou verduidelik, jy weet, almal se voete is eintlik skoon. Want ons het die naaste boetsies opgeruig, mooi, voetjies toe. Maar daardie tyd het hulle kilometers ver gestap met gevlegte plakkies. Die vuilste gedeelte van 'n persoon was sy voete. En Jesus kom en hy was hulle voete. Deur vir hulle te sê, jou vuilste gedeelte sit my nie af nie. Dit kan niks aan my liefde vir jou doen. Niks. Ek het 'n tafel vir jou voorberei. Dit maak nie saak wat 'n gedeelte van jou lewe vuil is nie. Ek is hier, want ek het vir jou 'n tafel voorberei. Ek wil tyd met jou spandeer. En jy weet die probleem by ons is wie is aan die tafel. Maar ek wil jou mooi herinner, dat Petrus en Judas was ook aan die tafel. Daarom mag jy die tafel nie wegwys nie. Jy kan nie. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, as dit jou byval, dat jy iets teen iemand het, en sy los die gawe by die tafel, gaan maak eers, en as hy nie, los dit maar nie. Ek sê vir jou, ek het in gemeentes al gekry, in ons eie gemeentes. Mense wat jare nie meer nagmaal gebruik nie. Omdat hy nie wil werk met sy Petrus en sy Judas. Broer, suster, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dit nie kan doen by die tafel nie, sal jy dit nooit doen nie. Jy sal dit nooit doen. Dis hier waar jy brood eet, dat jy kan brood word, dat ander van jou kan eet. Dis al een, hoor wat ek vir jou sê. Ek weet nie hoe's jy nie, maar ek praat nou maar hoe's ek. Man, my vleis is sterk. Ek moet hom maar elke keer onder dwang bring. En die probleem is, ons wil nie met ons vleis werk nie, maar weet jy wat, ons geesmens sterk binne. Wat jou vleismens praat ander as wat jou geesmens praat. En wanneer jy aan tafel kom en jy sien, o, suster Sis is in die gemeente vanmôre, ek gaan nie nagmaal gebruik nie. Here, suster Sis is hier. Jy verkondig die dood as jy aan die tafel kom sit.
Ek wil jou as 'n baba en die Bybel sê hy was die roos van Saron. Maar weet wat? Die roos is gebreek en is in vlaaie geruk. Nie deur sy misdade nie, deur jou misdade en my misdade. Hy het niks verkeerd gedoen. Niks. Maar weet jy wat, daar was 'n profetiese woord wat gesê dat hy is die brood van die lewe. En as jy wil brood word, moet jy gebreek word. Dat is nie 'n ander proses. Wil jy in 'n wêreld leef wat jy nooit seer kry nie, dan moet jy nou hemel toe gaan. Maar as jy so werk. Terwyl jy hier is, moet jy sterk staan. Nou wil ek vir sê, jy kan alleenlik brood word vir ander, as jy gebreek word. En niemand van ons wil gebreek wees. Want jy sien die verskil is, en ek wil vanmôre dit vinnig verduidelik, dis weer teaching op syself. Daar's 'n verskil tussen wonde en letsels. Wonde is iets wat pyn en bloei. Letsels is 'n teken dat daar 'n wond was. Die meeste kindertjies van die Jesus sit Sondag die banke vol en ons sit met wonde. Want ons wil nie met ons Judas se werk en ons wil nie met ons Petrus se werk. Jy weet, ek wil vir jou amazing iets vertel uit my eie lewe. Ons gaan weer 'n geweldige ding met een van ons seuns. So 5 jaar terug seker, ek nog niks verander nie. Sy het besluit geneem. En ek moet vir sê, dit was so 'n geweldige ding vir my. Ek het in my kar gery in Otjiwarongo, en maak ek die vensters toe, dan skree ek op die top van my stem, Here, as U nie my sinne in Christus Jesus bewaar nie, gaan ek dit verloor. So groot sien staan. En ek sit, ek kan nie slaap meer nie. Toe weet ek in die nag, sit ek op my stoep. En ek sal nooit vergeet nie, ek het die dag het iemand vir my pampoen versend gegee. En ek sny die pampoen toe die mes so vat, jy weet hoe so dom is ons partymal. Ek hou die pampoen so vas en my man sê vir my, hy sê my vrou, mes trek nooit 'n mes na jou toe nie, is daai ding gly. En jy weet ons nou eie wys. Ek sê, ag man, ek skil jare pampoen, jy nou nie vir my kom vertel ek skil. En trek die mes en ek sny hier heeltemal oor. So as dat hy my dokter toe vat vir steke. En ek sit die nag op die stoep, toe die Here wonde en letsels vir my oopbreek. En die Here sê vir my, Dini, ek is die geneesheer van wonde. En jou letsels is 'n getuienis tot eer van my. Maar dan moet jy werk met jou wonde. En ek kyk so af en toe, en hy steek al uit, en hy's nou al mooi te roof, en ek sit so en ek kyk so, en die Heilige Gees sê duidelik vir my, hy sê, weet jy wat, waarna kyk jy? En ek sê, Here, maar kyk na hierdie letsel wat nou hier lê. En duidelik sê die Heilige Gees vir my, the thing that wants to kill you, it can't. Jou wonde, as dit gesond word, is dit 'n getuienis vir God, om te wys dat wat die duiwel begeer het om jou dood te maak, kon jou nie doodmaak. Maar dan moet jy met Petrus werk, en jy moet met Judas werk, by die tafel, en al om met hom te werk is, om toe te laat, dat jy brood word. Brood verander. Want ons is 'n klein broodjie van die groot brood. Die brood van die lewe. Hy het nie omgegee nie. Die Bybel sê in Jesaja, hulle sê, wie sal hom aanskou? Hulle sê, jy kan hom nie aanskou nie. Dit is so onaanskoulik, want hy is so stukkend. Hy gaan
kruis toe, wil vinniger gaan. En die brood hang stukken aan die kruis. En hulle vat die spies. En die Bybel sê, hulle het hom in die sy ingedruk. En weet jy wat gebeur? Die vrou is gevorm uit die klein rib uit. Het jy geweet, gaan lees jou Bybel in Genesis. En die kerk word gebore. Hy gee geboorte aan die kerk. En die bloed en die vog loop uit. En hy roep uit. Eloi sabachthani, is finished, Lord, is spiteful. Die stillik is gebreek. Maar ek is heeltemal gebreek. Weet jy wat sy ergste? Toe die spies druk, toe vloei die laaste bloed. Nie vir hom nie. Vir jou en my. En weet jy wat sy ergste van alles? Sy geliefde disciples, kyk, dis moet die mense naast aan jou wat die seerste maak. Sy geliefdes het almal gegaan. En weet jy wat sê Petrus vir die ander disciples? Hy sê, ek weet nie wat julle gaan doen, ekskuus, dis nou my translation, jy weet, die nie sinne. Hy sê, ek weet nie wat jy gaan doen nie, maar ek gaan weer gespaal. Ek kan terug na my oude lewe toe. Sy geliefde disciples. Jy, as ons teleurgesteld is, gauw gedraai ons ons reg. As jy soos die Petrus, ek ken hom nie. Ek weet nie van waarvan praat julle nou nie. Maar jy alles gegee. Wie was vir die ergste van alles? En ek wil by die laaste kom, julle kan die musiek reg kry. Hy hang aan die kruis en die Romeinse soldate vra, wie wil die lijk hê? Niemand wil het hê nie. Niemand. Dat is op die begrafenis gereed. Ek wil hê wat gebeur in jou gees vanmorgen, soos dit 'n man. Die Bybel sê, en hulle het hom in doeke toegedraai. Niemand wil my nie. Maar hy val nog gesterf. Niemand wil my nie. Niemand. Niemand het gedink dat hy moet begrawe word nie. Laat hom doeke toegedraai. En die Bybel sê, 'n ryk man, Josef van Arimatea het tevore gekom. En hy het gesê, gee hom vir my. Ek sal hom gaan begrawe. Wat is dit jou aangedoen? Om hierdie tafel te stel. Ek wil hier die musiek aansit. Hy moet aan sing. How long? Ek vra jou kind van God. Ek weet hoe lang is jy op die pakkie? Ek is 8 jaar toe ek tot 3 kom. Hoe lang? Voor ek nog in sy gestalte ingroei, dat ek nie kwaad word vir dingetjies en daadjies en klein goedjies en alles vir kwaad word nie. How long? How long, brother? It's gonna take that we become like Christ. Ons bid ons vir alles. Ons ruk ons op vir alles. Hy het alles gegee. Alles. En Josef van Arimatea kom en hy sê, dat is 'n opstandingsmôre. Dat is 'n opstandingsmôre. Ek sal hom voorstel. Ek gee nie om wat jy vanmôre sê, hoe jy voel nie. Ek gee nie om wat jou geloofheid is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy verkondig sy dood, maar hy het opgestaan.
sal jy nie die tafel waardeer nie. Maar as jy wil groot word, sal jy by hierdie tafel dikwels sien. Ek gebak baie by my huis. Gaan ek in my binnekamer, dan vat ek my glasie druiwe sap en my brood, en ek sê, Here, ek kom sit net, en ek hou net die nacht na. Herinner my net nie, waar jy my gebring het. Herinner my. Ek vraag jou, hoe lang wil ons nog sukkel om soos Christus te wees? Terwyl hy sê, Paulus roep dat hy sê, by hierdie tyd moes julle al leraars wees. Maar is nog steeds nodig dat ons voedsel moet ingegeen. Dis miskien snaaks vir jou vanmôre se tafel. Miskien waar jy gewoon is. Ek sluit af met die 4 rigtings van die tafel. Die eerste rigting is, jy moet kyk na hom. Die tweede rigting wat jy na hom kyk is, jy moet kyk na wie se rondom die tafel. Ek gaan lees weer 1 Korintiërs 11. Die derde rigting wat jy moet kyk is, jy moet na jouself kyk. Of iemand is die kerkse probleem geworden, ons kyk te veel na onsself. Want is hoe ek voel, en hoe seer ek het, en hoe min ek, en wat, en hoe. En die laaste rigting is, ek die mense want hy doen alles, as ek my kans het. Ek nooi jou vanmôre, terwyl die musiek speel, niemand gaan jou bedien nie. Jy gaan vanmôre nagmaal met jouself en met Jesus. Daarom nooi ek jou, of kry jou broodjie en 'n glasie. En ek wil jy kom ons beweeg vandag. Staan en kry jou broodjie en jou glasie, jy gaan sit op jou plek of iewers in die kerk. En dan die Gees van die Here vanmôre toe, om met jou nagmaal te hou. Ek sien vanmôre is gebrokenheid. Staan met die Here. Ek is so bly vir die jong mens wat vanmôre is, mag dit in jou insink. Wat gebeur by hierdie tyd? Dis 'n ligtelike ding vanmôre. Hy het sy lewe gegee, sodat die kerk kon voortkom. Sodat ek en jy, maar hy het tyd geword, dat ons in vaskom in die Gees van God. That we become like him. Dis my tyd. En broer, kan ek vir jou bring? Sal my vir jou bring. Julle twee daar bo, julle is reg. Dis miskien 'n bietjie anders as wat jy nagmaal ken vanmôre. Ek wil hê ons moet nie praat en rondkyk en goed nie. Ek wil hê jy moet stil raak, dat die Gees van God broei oor jou vanmôre. Wat 'n awesome môre. En die teenwoordigheid van God. Miskien is dit nie vanmôre jy die bank oorspring, halleluja skreeu nie, maar ek voel God se Gees delf diep vanmôre in jou gees. Daar kom al ontwaking, en dan moet die opstanding plaasvind in jou gees. Dat jy besef wie jy regtig is in Christus Jesus. Ek wil jy uitnodiging maak, ek wil jy moet voor die banke jy beweeg nie. As gevolg van die COVID se reëlings, ek wil nou nie buite dit optree nie. Maar ek voel vanmôre, as jy in jou familieband sit,
en daar's iets wat nie reg is nie. Ag, jy weet, ek is 44 jaar getroud. Ek weet as jy perfekte huwelik het, kom toch net na kerk na my toe dat ek jou hand kan skik, jy weet wat. Dit bestaan nie. Sprokies wat ons dink. Dan wil ek jou daag, steek net jou hand so uit na jou vrou of jou man. En verklaar net weer. Ek sal nie. Jy weet, ek sluit af met hierdie en ek wil klaarmaak. My oudste seun gebeurde dinge met hom in sy huwelik. En ek was verskriklik ontstel. En ek gaan die dag, ek vlieg af van Oudtshoorn af, vlieg ek af Johannesburg toe en ek kom daar en ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om, want een van sy girlfriends van matriek het hom opgespoor op Facebook. Nou ek is glad nie sosiale media aanhanger nie, ek het dit nie, ek wil dit nie hê nie, ek stel nie belang nie. Dwaas skryf hulle name op vensters en glas en wat almal kan sien. Ek stel nie. Weet dit is 'n goeie medium, really enjoy it. Rather not. In elk geval. En ek sit die môre, dat ek nou die Vrydag gekom en ek is spanningsbaai hoog in die huis. Hulle het 'n nuwe babietjie. En sy het ginekoloog toe gaan. En ek sê vir haar, weet jy wat? Ek dink, ek het weer gaan drink some koffie, terwyl jy die dokter sien die baba. Dan kan jy jou tyd vat. Luister wat sê die Here vir my. Ons sit in die coffee shop en jy weet hoe sy maat, jy my ken. Ek kan maklik onthof. Ek is 'n doener. Dit moet gebeur. En ek sit aan die ander kant van die tafel en duidelik oor die stem van die Here sê, hoe jy vanmôre hierdie situasie gaan hanteer, gaan bepaal of ek iets kan doen. Dit raak. En ek sit daar, ek sê, Here, maar nou moet jy vir sê, wat moet ek sê? En ek begin met hom praat, ek sê, van hoe ek oordeel jou nie. Mama wil wat vir jou sê, as jy dink dat ek en papa perfect huwelik het, maak jy vir jou as môre wat ek op al my tas verpak, en hy my bepaal. Maar weet jy hoe ons na al die jare by mekaar? As ons het God geroep as getuie, toe ons ja gesê. Dis al wat ons hier was. Wat hou jy aan hierdie tafel vas? Is dat jy vir Jesus ja gesê. As jy nog nie ja gesê het, sal jy elk van hierdie tafel verstaan. Maar as jy ja gesê het, weet jou gees vanmôre dat jy ja gesê het. Mag hierdie woord in jou hart insit. En mag die tafel 'n nuwe betekenis in hierdie gemeente. Mag dit een feestelike liefdeskuier wees by die tafel. Ek het vanmôre nog nie eens gekom by wag op mekaar. Weet jy hoe amazing is dit as dit nou nie COVID is? En jy mag beweeg. En die gees van die Here, jy stel dit op en jy sê, ek wag op 'n broer en 'n suster. Here, ek gaan nie hierdie brood en hierdie bekertjie drink vanmôre nie. Ek wag. Ek wil wat 'n suster moet wag. Wat 'n broer moet wag. Want dit 'n urelange liefdeskuier in die Vader se teenwoordigheid. Ek vertrou jou dat hierdie woord jou geseën vanmôre. My gebed is vir hierdie gemeente dat u tot volle wasdom sal groei. Want weet jy wat my so mooi dat Paulus kom daar in Hebreërs en hy sê, Here, hy sê dat mag ek ken die lengte, die diepte en die breedte en die hoogte van u liefde, wat my in staat kan stel om te groei tot 'n volwasse man in Christus Jesus.
Dis my gebed vir u. Ek bid dat pastoor Attie spoedig gaan herstel. En mag hy groei uit u naam. Mag dit 'n wonderlike jaar verder vir u wees. Baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ek vanmôre gehad om net die woord met jou te deel. Kom sit net so. Bid ons saam. Vader, Heilige Gees is die stemprediker. Dis u wat nou die woord weer terugbring. Bid Here dat u dit in ons harte toe sal terugbring. Sodat daar verandering sal plaasvind. In Christus Jesus. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen, amen.